Goeiedag, baie welkom by die pad van die hart. Hier gaan dit om die pad te vind na jou hart toe en dan vanuit jou hart uit te leef. Ons gaan begin met 'n oefening. Kom in kontak met jou frustrasie, jou irritasie, jou onrus, jou pyn. Net vir 'n oomblik. Dink daaroor. Wat is dit wat dit veroorsaak? Dit het heel moontlik te doen met een van 3 goed. Jy kan nie kry wat jy wil hê nie. Jy kan nie iets doen om dit te verander nou nie. Daar's mense wat iets dink van jou wat jy nie wil hê hulle moet van jou dink nie. Hierdie oefening het David Benner jare gelede met 'n klein groepie van ons gedoen. En ek kon sê, dit is regtig so. Dis een van hierdie 3 redes. Ek het hierdie oefening al gedoen met tientalle mense en vir hulle gesê, as dit nie een van hierdie redes is nie, laat my asseblief dadelik weet, want ek kan nie glo dat dit net een van hierdie 3 goed kan wees nie. Dan moet ander redes ook wees. Dit het gewoonlik te doen met een van hierdie 3 redes. In Psalm 131 wat ons gebruik as 'n basis, as 'n verwysingsraamwerk vir dit waaroor ons besig is om te praat, hierdie pad na die hart toe, sê Dawid vir ons dat ons 'n siel het. En daai ek wat my siel tot bedaring moet bring, is my kern. Dis die verborgde mens van die hart. Dis my hart. Wat my siel, wat soos 'n babietjie is, wat onrustig is, tot bedaring moet bring. En hy gee hierdie diep insig vir ons, dat die aard van hierdie babietjie, se onrustigheid lê in hierdie 3 faktore. En dis in vers 1. Hy sê, I'm not trying to rule the roost, sê die message in vers 1. Met ander woorde, ek probeer nie beheer uit te oefen nie. I don't want to be king of the castle. Ek wil nie die kasteel hê nie. En ek wil nie dit besit nie. Dis wat ek het. En dan sê hy, ek doen nie dinge om die aansien van ander mense te verkry nie. Dis in die boodskap. So, dit gaan nou oor die bewondering. So, dit gaan oor wat ek het en wat ek kan kry. Dit gaan oor my beheer wat ek kan uitoefen. En dit gaan oor wat ander mense van my dink. Hy sê, ek het dit laat gaan. Dis 'n groot insig. En hoekom die babietjie ons siel onrustig raak in ons? Daar's 'n dinamika aan werk. Dit is eerstens dat alles om my begin te draai. Die hervorming het Luther hierdie uitspraak gemaak dat die kern van ons sonde is hierdie ingekeerdheid op onsself. Incurvatus et se, het hy gesê. Incurved on itself. Dit draai om my. Weet dit is sielkundige oogpunt, sal ons sê, egosentries te wees. Ek hou van die Nederlandse uitdrukking, ekkigheid. Die ekkigheid. Ek wil hê. Johannes sê, wanting everything for myself. Wanting my own way. Wanting to have everything. Dit is besit, beheer, bewonder te word. En dit in die Nuwe Testament praat Paulus van die vlees. Ons het 'n vlees. In Galasiërs 5 vers 19 vertaal die Message, Eugene Peterson, vlees met
you know what kind of life develops out of trying to get your own way all the time. Dis die ingerigtheid op jouself om net te wil hê, te beheer en bewonder te word. Dis wat agter soveel van ons optredes lê. Dis die motivering. Maar dit is die motivering van die siel. Ons wil dit hê, ons wil dit kry en ons is geheg daaraan. Ons heg geweldig waarde aan dit en dit raak vir ons die belangrikste goed in die lewe. Nou om net die insig te kan kry, dat dit die aard is, die rede is van die dinamiek wat in my aan die gang is, het geweldige waarde. Dit verander die ingesteldheid teenoor wat met jou gebeur. Dit verander jou fokus, dit verander jou gedrag. Dink 'n bietjie daaroor. As jy weet, dit is hoe my siel is, my babietjie, dan kan jy rustig wees daaroor. Jy hoef nie ontstel te wees as dit met jou gebeur nie, want dis my babietjie. Dit gaan verbygaan. Ek kan dit nie keer dat dit met my gebeur nie. Ek raak geïrriteerd, ek raak angstig, ek raak onrustig. Maar dis okay. Dis die babietjie. En dit is nie ek nie. Wel, dis deel van my, dis my babietjie. Maar dit is nie ek in my diepste wese nie. So die groot kwessie is nie dat ek ontslae moet raak van hierdie babietjie nie. Dat ek hierdie baba kan ignoreer, verwerp, my rug daarop draai nie. Ek kan dit nie doen nie. Dis my baba. Maar dis nie ek in my diepste wese nie. Met wie en wat identifiseer jy ten diepste? Is daar nie hierdie stryd in ons nie, hierdie pad waarop ons is om, maar wie is ek regtig? Dis my baba. Dit is 'n baba wat huil. En dit gaan verbygaan. Dis tydelik van aard. En dit is nie eintlik realiteit nie. Dis my denke. Dit is om soos foto's te kyk. Dis 'n prentjie van realiteit, maar dis nie realiteit self nie. En om te dink daaroor is 'n groot verskil om in dit te wees en dit te direk ervaar. Kan ek die onderskeid tref? Kan ek dit agterkom dat dit my baba is? En dan deernis te hê daarvoor. Dis my baba. My baba het aandag nodig. Jou ingesteldheid, hoe jy dit doen, wat jy doen. In primêr gaan dit nie vir my daaroor dat ek met my babatjie kan praat en sê, ruk jouself reg nie. 'n Rasionele, volwasse toenadering tot die baba vererger dikwels die oorsaak, die simptome. Want die baba reageer nie daarop nie. Dis nie altyd logies nie. Ek kan dit nie vat nie. En jy val dikwels in 'n spiraal van, wat's fout met my? Hoekom kan ek dit nie verander nie? Hoekom sit ek met dit? Dit lyk of al die ander mense hulle lewens in beheer het en ek het nie. Nee. Dis my baba. So jou ingesteldheid en wat jy doen en hoe jy doen, verander as jy dit regtig glo. Hierdie groot ontdekking, dan kan daar verstilling plaasvind. Die baba kan dan tot rus kom. So jy word uitgenooi tot 'n praktyk toe, 'n beoefening. Want Dawid sê, het geleer om my baba tot bedaring te bring en stil te maak. Daar's 'n beoefening. Daar's iets wat jy moet doen. En in die tradisie word ons geleer dat jy 'n sekere tyd moet hê. En miskien het jy so groot geword, jy het 'n stilte tyd nodig. Dis 'n basispraktyk elke dag en dan is daar deur die dag oomblikke, momente
wat jy net kan terugdraai en kan oefen. So ons basispraktyk is om 'n plekkie te hê waar jy kan stil word. Een kan kom en net kan sit. En wanneer jy dit doen, vir 'n oomblik, net om jou te kyk, dankie te sê vir daai oomblik jou oë toe te maak. Dit is 'n beweging wat na binnekant toe plaasvind. Diep asem te haal en jou aandag op jou asem te plaas. Die assosiasie te maak met jou asem met God. Hy gee jou asem nou. Hy gee jou lewe nou. Dis net 'n oomblik van bewus word daarvan. En dan klank by te sit. Natuurlik as jy dit kan hardop doen as jy alleen is, anders net in jou gedagtes. Jesus. Met elke in en uit asem. Jy haal 'n bietjie dieper asem, 4 sekondes in, 4 sekondes uit. Deur dit te doen, stimuleer jy die parasimpatiese senuweestelsel in jou, wat rustigheid bevorder, kalmte bevorder. Jy doen dit vir 'n paar oomblikke, paar minute, totdat jy 'n verstilling begin ervaar en dan kan jy dit laat gaan. En jy wees net. In him we find our being. Jy vind jou wees in hom. Jy is nou net saam met hom, sonder om te dink aan hom. In die oomblik as jy bewus raak daarvan, dat jy begin dink aan ander goed, dan keer jy net weer terug, deur net jou aandag op jou asem te plaas. En jy vir 'n paar oomblikke net weer die Jesus gebed te doen. Jy kan dit doen so 10 minute, 20 minute. Dit moenie te hard en te veel effort van jou kant af vat nie. Jy sluit af met 'n dankie sê. Deur die dag, die oomblik wat jy voel, oor bewus raak van jou gemoedstoestand, van neerslagtigheid, angstigheid, of iets gebeur wat jou dadelik laat ontstel, kan jy terugkeer na jou basis toe, deur net diep asem te haal. Plaas jou aandag vir 'n paar oomblikke op jou asem. Jy kan net Jesus ook sê, saggies by jouself. Dit kan vinnig wees, net 'n minuut. Dink vir 'n oomblik. Het dit te doen met die feit dat ek nie kry wat ek wil hê nie. Het dit te doen met die feit dat ek nie nou beheer kan uitoefen nie oor nie. Het dit te doen met die feit dat ander nou gaan sleg dink van my en gaan dink wat ek nie wil hê hulle moet van my dink nie. Die oomblik wat jy bewus raak daarvan, kan jy dit laat gaan. Jy kan dit laat gaan en jy kan vir jouself sê, ek het dit nie regtig nodig nie. En jy kan dit laat gaan. Ons is besig op hierdie reis en ons gaan aan en jy word uitgenooi in hierdie week om hierdie praktyk te probeer beoefen so goed as wat jy kan. En volgende week gaan ons verder. Tot ziens.